Goeiedag. Ons gaan oor die volgende paar boodskappe gesels oor angstigheid, spesifiek hoe om daarvan ontslae te raak. Dit is nie deur positief te dink, soos wat baie mense vir ons sal sê nie. Nee, ons hoop lê spesifiek in iemand wat groter is as ons. Ons lees vandag uit Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Maar die grootste ding waar ons angstig kan word, is natuurlik ons eie verlossing. Ons het elkeen sonde waarteen ons stry, en al die dinge wat ons doen, soos kerk toe gaan, en daar betrokke wees, en Bybel lees en bid, is nie genoeg om ons gemoed rustig te maak nie. In die ou dae was dit ook so gewees. Julle sien, God het 'n wonderlike geskenk vir sy kinders gegee, en dit is die wet. Dawid het hier oor die wet geskryf, en daar gejubel en gesê, dat dit vir hom wysheid leer, by Psalm 119 vers 98, en dat dit sy voete terughou van die verkeerde pad, vers 111, of 101, en dat die wet soeter is as heuning, vers 103. Dit was nie vir alle gelowiges van die oudheid so mooi nie. Die mensdom het 'n sondige onvermoë om die wet van God te doen, en om die sondige onvermoë van mense teen te werk, het die skrifgeleerdes begin om mondelinge tradisies by te voeg om seker te maak dat die wet onderhou word. En die wet het geword soos 'n juk van slawerny waaronder mense gebuk gegaan het. En het was 'n ondraaglike las. Omdat mense sien dat hulle so sondig is, dat hulle eintlik, maak nie saak wat hulle kan doen, hulle self kan red nie. En dit is ook so vir ons vandag. Maak nie saak van wat dit is wat ons doen, hoe betrokke ons is by die kerk, en is altyd iets wat ons knaag in die agterkant van die kop, wat vir ons sê, jy is nie 'n kind van God nie, kyk na jouself. Nou Jesus het die angstigheid van God se kinders oor hulle saligheid kom vernietig, en daarmee het hy ook ons saligheid, wat vandag leef, sy kinders van die Nuwe Testamentiese kerk, ook daar die angstigheid kom vernietig. Ons lees byvoorbeeld in Galasiërs 3 vers 13 tot 14, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur om vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. En dit is 'n geweldige troos. Ons het nie nodig om die wet te onderhou, of om dit te vervul, om gered te word nie. Al wat ons moet doen, is om Jesus te volg, om in hom te glo. Ons moet ons geloof en vertrou in hom plaas, dat dit wat hy in die kruis op Golgotha gedoen het, genoeg is om ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dit beteken natuurlik nou nie, dat ons net sorgeloos kan aangaan met ons sondes, asof dit nie saak maak nie. Nee, die Heilige Gees kom skryf die wet in ons hart, sodat dit deel is van ons diepste menswees in Christus. Die Gees van God wek by ons die begeerte om te wees soos wat God ons in Christus gemaak het om te wees. Ons moet dus nog steeds ons geloof deur gehoorsaamheid bewys, en ons bewys ons gehoorsaamheid deur om alles te onderhou wat Jesus ons geleer het. En dit wat Jesus ons geleer het, is nie swaar nie, dit is nie moeilik om te dra nie. Ons is steeds slawe, maar slawe van Christus. En ons is sy diensknegte. Ons het Jesus se juk op ons skouers, maar hierdie juk is sag, en die las is lig. Om mekaar lief te hê, soos wat hy ons lief gehad het, en van God by alles lief te hê, en in sy woord in ons harte te bewaar, is regtig nie te veel om te vra nie. Christus gee ons die ware rus vir ons siel. Hy gee vir ons volmaakte rus. Hy is ons rus. Kom, laat almal wat moeg is en oorlaai is, na die Here Jesus toe gaan, en by hom rus vind. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat U vir ons die ewige lewe deur die Seun Jesus Christus geskenk het.
Dankie dat ons die angstig hoef te wees oor ons verlossing nie. Gee ons die lus en die ywer om Jesus se juk op ons te neem en in hom te volg. Amen.